die bloed van Jesus. Dis waaroor alles gaan. Die hele Bybel gaan oor bloed. Dis 'n bloedverbond, sê Sipora, Moses se vrou, toe hy sy seuns besny. Dit gaan oor bloed toe die Bybel begin in Genesis toe Abel sy offer bring. Dit gaan oor bloed toe Abraham vir Isak moes offer. Dit gaan oor bloed toe Jesus, en nou praat ons, toe Jesus aan die kruis van Golgotha gesterf het vir jou en my. Alles gaan toe net oor bloed. Dis waaroor jou Bybel gaan. Dis waaroor hierdie evangelie gaan. En as jy dit nie verstaan nie, dan het jy nie 'n verhouding met die Here nie, want dis baie belangrik om dit te weet, om dit te verstaan, anders is dit net 'n godsdiens. Dis waarom baie godsdienste in hierdie wêreld is radikalisme. Hulle maak dood vir hulle godsdiens. Hulle moet jou intimideer met gewere, met AK-47's, want hulle moet jou kry om hulle te volg, hulle moet jou dwing, waar dit met ons verhouding met Jesus Christus, ons ewige saligheid, juist heeltemal iets anders is. Ons dwing niemand nie, want hy het met sy bloed betaal. Ons hoef niemand dood te maak nie, want hy is doodgemaak, hy het gesterwe vir jou en my. Ons sing ons daar die koortjie in die kerk, lofsang aan koning Jesus, want die bloed van die lam maak my vry. Dis waaroor het gaan. Daar was 'n bloedprys gewees. Daar's net een manier om vry te kom, en daar moet 'n bloedprys wees. Dis hoekom daar in die Ou Testament offerandes was van bokke, diere. En nou is daar 'n vers in Timoteus opgeteken. Hy sê 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid. Met ander woorde, hy sê aan God al die eer, aan hom die lof. Waarom besing ons God? Want sy bloed is vir ons gestort. Dis waaroor ons liedjies gaan in die kerk. Dis waaroor ons prediking gaan. Dis waaroor dit in die ewigheid gaan. Die bloed van Jesus gaan vir ewig besing word. As dit nie vir die bloed was nie, dan was jy nie gered vandag nie. Dan was daar vir jou geen hoop en geen kans op saligheid nie. Alles gaan toe net oor die bloed, want Jesus het in hierdie wêreld gekom om sondaars te red, waarvan ek seker die grootste skurk was, die grootste vernaamste. Paulus sê hy was die vernaamste sondaar van hulle almal. En ons sing oor die bloed. O, die bloed van Jesus. Dan sing ons dankie vir die bloed van Jesus. The blood of Jesus, sing ons. It will never lose its power. Openbaring sê tot in die hemel gaan ons oor die bloed sing. As jy nie verstaan van die bloed nie, dan verstaan jy nie jou redding nie, dan probeer jy om heilig te lewe, en jy probeer om gered te word op grond van jou werke, maar as jy eers verstaan, hy het betaal, it is finished, the battle is over, hy het betaal, dis die bloed, en die bloed alleen. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Met ander woorde, jy is in Christus, jy vereenselwig jou met die bloedprys. Vir hulle wat nie volgens die gees, of liewer hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Anders jy probeer nie deur jou vlees die werke nakom wat jy moet nakom om gered te kan word. Jy wandel deur die gees, deur die prys wat Jesus betaal het. Alles gaan oor die bloed. Dis die bloed en die bloed alleen. Jy het dit of jy het dit nie. Daar's net twee groepe mense op hierdie wêreld, die groep wat die bloed het en die groep wat nie die bloed het nie. Hulle wat gewas is en nie gewas is nie. God het eintlik alle mense hierdie geleentheid gegee, dit vir hulle aangebied. Elke mens in sy oë het die geleentheid en in sy oë is gered, maar jy moet dit aanneem om gered te word. You need to apply the blood. You need to apply the blood. Jy moet dit aanneem, dis so seep. Jy kan in 'n seepfabriek werk, maar jy kan nog steeds vuil wees. Maar jy het die geleentheid om hierdie seep te kry en te hê. Jy kan al die seep van hierdie wêreld in jou huis hê, maar jy kan nog steeds vuil wees. You need to apply the blood. You need to apply the blood. Openbaring sê ons gaan in die hemel ook sing van hierdie bloedprys. Hy sê in Openbaring hoofstuk 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. En hulle sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag. Luister hierna, in Openbaring 5 vers 9 gaan ons hierdie koortjie sing. U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam, nasie, volk en taal. Dit gaan ons in die hemel sing. U is geslag
en het ons vir God met u bloed gekoop. Dis waaroor jou godsdienst gaan, jou verhouding met die lewende God. Anders is jy besig met radikalisme, anders is jy besig met een of ander godsdienst, as jy nie weet dat die bloed van Jesus jou gewas het nie. I'm washed by the blood. In ons gemeente sê ek gereeld vir die mense, sê dit saam met my, dit is weg. Dis weg. Wat is weg? My sonde is weggewas deur die bloed van die lam. Ek sê vir hulle, it is gone. Ek sê vir ons gemeente in die kerk gereeld, ek is vry, want dis wat die bloed maak. Die bloed is in jou plek gestort. Daar moet bloed vloei vir die redding van 'n siel. Daar moet bloed vloei. Dis hoekom hulle in die Ou Testament bokke geslag het en diere, ramme geslag het, want daar die bloed moes hulle liggame, hulle vlees reinig. Maar die bloed van bokke kan onmoontlik sondes wegneem. Dit kan het hoogstens bedek, en dit hoogstens vir 1 jaar lang. Dan moet die hoëpriester weer ingaan en weer 'n bok slag. Maar hy het eenmaal in die allerheiligste van die hemele ingegaan, om jou sondes weg te neem. Prys die Here, en ek neem dit aan, dis vir almal wat dit glo. Ek glo dit, daarom is ek vry. Ek is vry. Hierdie boodskap noem ek is vry. Ek is vry. Die bloed van Jesus maak my vry. Dis waaroor ons prediking gaan, dis waaroor ons sing, dis waaroor jou geloof gaan, dis waaroor ons godsdienst gaan, dis wat jou red vir die hemel, dit is wat jou vry maak, dis wat die joy binne jou sit as jy dit aanneem. Ek is vry. Behalwe dat ons dit sing in die hemel, sê Romeine 8, dat God hierdie onmoontlike ding kom doen het. Jy sien, daar was bokke geslag om ons sondes te bedek vir hoogstens 'n jaar lang. Want dis wat die bloed van 'n bok kon doen. Maar God het toe al onmoontlike ding gedoen. Want dis onmoontlik dat die bokke se bloed ons sondes kan wegneem. Nou sê die Bybel in Romeine 8 vers 3, God het wat vir die wet onmoontlik was. Want dit was kragteloos deur die vlees van ons sonde, deur ons sonde. Toe het God dit wat onmoontlik was gedoen, deur sy seun te stuur. Met dieselfde soort liggaam as ek en jy. Hy het hom in 'n liggaam gestuur, sy seun, met die doel om sonde te veroordeel, vir ewig en vir altyd te veroordeel. Jy sien, ek moes veroordeel geword het, jy moes veroordeel gewees het vir daardie goed wat jy gedoen het in jou lewe. Ja, jy moes gestraf gewees het. Jy kan nie hemel toe gegaan het as gevolg van dit nie. Niemand kan hemel toe gaan, behalwe deur die bloed van Jesus. Die bloed van 'n dier kan jou sonde vir 'n jaar lang bedek, maar dit kwalifiseer jou nog nie om hemel toe te gaan nie. En toe doen God iets wat onmoontlik was, hy stuur sy seun in die gelykheid van ons soort liggame, en hy oordeel daai sonde, sodat jy vry kan word. Want anders moes daai sonde in jou geoordeel geword het, in die ewige poel van vuur. Hebreërs skryf oor hierdie selfde saak, die bloed. Ek praat met jou oor die bloed, en oor ons godsdienst. As jy dit nie weet nie, as jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nie jou godsdienst nie. Dan is jy nie in 'n werklike verhouding met die Here nie. Hebreërs 10 sê, die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik sonde wegneem. Onmoontlik, it is impossible. Dis eenvoudig net nie moontlik nie. Dit kan net nie gebeur nie. Die bloed van bokke en stiere kan onmoontlik sonde wegneem. Maar deur een offer, sê Hebreërs 10 vers 14, deur een offer, toe maak hy een offerande aan daardie kruis op Golgotha. Dis waaroor dit gaan. Feitlik elke kruis in die wêreld, of elke kerk in die wêreld, elke gelowige kerk in die wêreld, sal jy iewers 'n kruis vind. In die meeste gelowiges se huise sal jy iewers 'n kruis vind. Baie mense dra hierdie kruis as 'n hangertjie om hulle nek, baie mense onwetend waarvoor dit werklik staan, want hulle weet nie dat dit staan vir smarte, wat hy betaal het nie. En nou sê hierdie vers, deur een offer, deur eenmaal aan daardie kruis te gehang het hy vir altyd vervolmaak
die wat geheilig word. Hy het eenmaal 'n prys gebetaal, en daardie prys is vir altyd geldig, om jou volmaak te maak. Wat beteken dit? In my oë maak ek dalk nog foute, en in jou oë sal jy dalk foute in my lewe sien, maar in sy oë, as hy deur die lens van Christus na jou kyk, dan sê hy, hierdie mens is volmaak. Ek wil hê jy moet dit laat insink in jou lewe. Ek wil hê jy moet dit laat dink daaroor. As hy deur die lens van Christus na jou kyk, dan sê hy, hierdie mens is volmaak. As God na jou kyk, as ander na jou kyk, of as jy na my kyk, dan sal jy dalk foute sien, ek glo so, maar wanneer God na my kyk en na jou kyk, dan kyk hy deur Jesus, dan sê hy, volmaak. Dink daaraan, volmaak. Moenie dat die duiwel jou meer leuns vertel, dat die bloed van Jesus nie die vermoë het om jou te was nie. Moenie dat die duiwel jou die leuns vertel om te sê, jy is nie goed genoeg vir God nie. You are enough, because the price, enough. You are enough, because God says, you are enough. Hy kyk deur die lens van Christus, en as hy Christus om sy lens sit, dan sien hy volmaak, pure, holy. Nou, as die bloed van bokke, sê Hebreërs hoofstuk 9 vers 13, as die bloed van bokke en die as van 'n vers, met ander woorde uitgebrande dier, as daar die bloed en daar die as, wat hulle nou op die sondaars gesprinkel het in die Ou Testament, as dit heilig maak, tot reiniging van die vlees, ja, om te dink, vir 'n jaar lang was daai persoon heilig, as daar die bloed so op hom besprinkel was, hier op aarde, vir sy kondisie, vir sy omstandighede op aarde, vir 'n jaar lang was hy heilig, as daar die bloed van 'n dier, of die as van 'n uitgebrande vers, as dit nou op die sondaars gesprinkel word, as hulle vir 'n jaar lang heilig. Hy sê, as daar die bloed en daai as dit kon doen, Hebreërs 9 vers 13, om daai mense se vleis heilig te maak, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God geoffer het, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, nie die bloed van 'n bokkie nie, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, jou gewete reinig, jou gewete reinig, van dooie werke om God te dien. Die bloed van Christus stel jou brein, jou verstand, jou mind, jou gedagtes in staat om God te dien. Wow. Die bloed van 'n bok maak jou vleis skoon. Hoogstens 'n jaar, heilig jou. Dit reinig hierdie liggaam, maar oor die bloed van Jesus maak jou kop skoon. Dis vir almal wat dit vat. Geen jik kan jou skoon maak nie. Geen bleikmiddel kan jou skoon maak nie. Hy kan 'n vlek op 'n hemp uithaal, of op 'n tafeldoek. Maar geen bleikmiddel kan sondevlekke wegwas nie, net die bloed. Net die bloed. Het jy daar die bloed aanvaar, dan is jou sondes weggewas. Is weg. Dis weg. It is gone. Dis weg. Nou die Bybel praat in Hebreërs hoofstuk 10 ook oor hierdie belangrike saak. Hy sê in Hebreërs 10 vers 1, want die wet, verwysend weer na die diere en die bokke wat geslag is en alles wat die mense moes gedoen het. Hy sê die wet kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Die wet, daai offers kan onmoontlik jou volmaak maak, maar weet jy wat? Die bloed van Jesus maak jou volmaak. Moenie dat die duiwel vir jou leuns vertel nie, want dis sy strategie om vir jou te sê, jy is nie volmaak nie. Hy wil jou brein beheer. Hierdie is 'n oorlogsveld by baie mense se lewe. Die Bybel sê, bedink die dinge daarbo en nie op die aarde nie. Die dinge daarbo sê, ek is volmaak. Ek wens, ek kan jou hoor, hoe jy dit agter my aan sê, ek is volmaak. Ek wens ek kan jou hoor nou op hierdie oomblik, hoe jy sê, dit is weg, my sondes is weg, dis weggewas, it is gone, dis weg. Ek is vry, Christus maak my vry.
Die bloed van Jesus het nie sy krag verloor nie. Het jy iewers in jou lewe jou hart vir Jesus gegee, dan is jy vry. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my sondes weggewas het, en dat ek dit glo, want dit is vir almal wat dit glo, die manier om dit aan te wend, the way to apply it is by faith, only believe, en ek glo dat U my sondes weggewas het, en dit is vir al die biljoene mense wat op hierdie aarde lewe, only one condition, have faith in God, glo dat dit ook vir jou was, ek glo dit. Dankie vir mense wat na hierdie woord luister, wat op hierdie oomblik glo, dat hulle sondes weggewas is, want hierdie glo, maak dat ons gewete gewas word, sodat ons God op die regte manier kan dien. Ek loof U daarvoor, ek prys U daarvoor, daar is niemand soos U nie, U is wonderbaar. Amen, amen. Ek glo met my hele hart, en alles binne in my, jy het hierdie woord gevat vandag. Ek glo jy het dit gevat, en jy gaan die duiwel uitklop hou gee. Jy gaan vir hom sê, genoeg is genoeg. Ek laat my nie weer deur jou triks intimideer nie. Enough is enough. Ek gaan nie verder deur jou beheer word, deur jou leuns, wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Sy bloed maak my volmaak. Ek wil jou vra, voordat ek vir jou tot sien sê vandag, om agter my aan te sê, sy bloed maak my volmaak. Ek wil jou nooi na ons byeenkomste in Malmesbury, ek wil jou nooi om my YouTube kanaal te subscribe, dis mos daarom gratis om in te skryf daarop. Ek wil jou nooi om my op Facebook te volg, en ek wil jou nooi om ook ons bediening te ondersteun, want ons wil graag verder gaan met hierdie werk, om op die voorpunt van alles te wees wat gedoen moet word, om die wêreld te bereik. As dit in jou hart is om dit te doen, WhatsApp net vir my die woord ondersteun, en ek kom terug na jou toe. Tot volgende keer. I love you all, en jy is kosbaar vir die koning van alle konings. Kan nie wag om van jou te hoor nie. Bye.